vanoggend se aanlyn erediens. Dis 'n voorreg om so op jou skerm te kan wees. Hierdie tyd van die jaar, wanneer ons sien die herfsmaande begin inkruip, weet ons ook dat Paasnaweek is op pad. En volgende Sondag is al reeds Palmsondag, wanneer hierdie groot Lydensweek gaan begin. So vereers gaan ons vandag nog vir 'n laaste keer stilstaan rondom die tema van toewyding. Ons het nou vir 5 Sondae stilgestaan oor hierdie tema van toewyding, om net weer te besef en te leer uit die woord uit dat ons as Christene toegewyd moet wees aan ons geloof, aan ons taak hier op aarde wat die Here tot ons toevertrou het, aan al die opdragte wat die Here vir ons gegee het, en ook aan ons kennis van die Bybel, om dit te laat groei, om te groei in ons toewyding teenoor ons geloofsgemeenskap, teenoor ons kerk. En ek hoop dat jy saam met ons alreeds hier in die begin van die jaar nog 'n stuk groei in jou lewe ervaar, ook in jou geloofslewe en ook natuurlik in jou toewyding teenoor die Here. Vanoggend se tema is radikale toewyding. Dit is 'n tema wat ons sien op 'n klomp verskillende plekke in die Bybel, dat mense radikaal toegewyd is aan God. En saam met radikale toewyding, om dit te bewys en om dit uit te leef, kom radikale gehoorsaamheid aan God. En ons gaan dit ook sien in die teks wat ons vandag gaan lees. 'n bekende teks van Abraham en die pad wat hy saam met sy seun gestap het. Maar voordat ons hierdie teks gaan lees, wil ek jou uitnooi om daar waar jy nou sit, daar waar jy saam kyk en saam luister, vir 'n oomblik stil te word. Dan bid ons net eers tot ons Here. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier en nou, waar ook al ons is in die wêreld, in hierdie ruimte waarin ek nou sit, dat ek hier U nou kan ontmoet, dat ek saam uit die woord kan lees, dat ek saam kan bid, dat ek saam kan groei in my geloof en ook in my toewyding aan U. My gebed is, Here, dat U elke persoon wat vanoggend, wat vandag, wat vanaand saam kyk, maak nie saak waar hy of sy in die wêreld is, die Here, dat U hulle sal seën, dat U regtig elkeen van hulle se harte sal aanraak. Ons bid dit in die heilige naam. Amen. Die teks wat ons by stilstaan kom uit Genesis 22, ons gaan lees van vers 1 tot by vers 19. Nou, hierdie verhaal waar Abraham al ouer as 100 jaar is, sy seun Isak is gebore in die jaar wat hy al 100 was, en sy seun is nou al groter, en dan kom God met hierdie toets na Abraham toe. Hy gee vir Abraham hierdie radikale opdrag, om te sien of Abraham dit gaan uitvoer. En dan reageer Abraham op hierdie opdrag van die Here, en ons sien dan ook sy reaksie in die teks raak. Ek lees vir ons die teks daar van vers 1 af. Ruk na die vorige gebeurtenis het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daar aanbid. Dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self 4 en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, Pa, en Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is 4 en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek, dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram, wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat, en in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien.
Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep, in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe, en hulle het almal saam na Berseba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. 'n radikale teks, 'n radikale ding wat hier afspeel, waar God vir Abraham vra om sy eie seun te offer. Abraham wat vir soveel jare lank gewag het, dat God vir hom 'n seun sal voorsien. En God wat dan op die einde van die dag beloof hy sal vir hom 'n seun gee, en vir hom 'n seun gee. En sodra hierdie seun groter word, dan vra God vir hom om hierdie seun te gaan doodmaak. Mens kan dit amper nie glo nie. Ek dink Abraham moes in 'n staat gewees het waar hy sê, ek kan dit amper nie glo nie, maar as die Here dit van my vra, as dit 'n opdrag van die Here is, dan moet ek dit gehoorsaam wees. En Abraham loop dan vir 3 dae lank met hierdie ding in sy kop, dat God wil hê hy moet sy seun doodmaak. Vir 3 dae lank worstel hy dalk op hierdie pad wat hy saam met sy seun stap, dat hy hierdie seun van hom gaan moet doodmaak. Maar hy bly gehoorsaam. Daar's hierdie radikale gehoorsaamheid, want hy is radikaal toegewyd aan God. Maak nie saak wat dit vat nie. En Abraham word dan deur God gekeer, die oomblik wat hy sy seun wil offer. God wil sien hoe ver sal Abraham werklik gaan, hoe ver gaan Abraham gehoorsaam bly, en wanneer hy sien dat Abraham is gereed om eindtyd deur te voer, Abraham is gereed om voluit vir die Here te gaan, dan keer die Here hom. Die Here sê, moenie jou seun doodmaak nie, ek sal vir jou voorsien. Ek sal vir jou iets gee wat jy kan gebruik in plek van jou seun. En hierdie verhaal hou ons in gedagte, want dit is so soortgelyk aan die verhaal wat ons ook juis hier met Paasnaweek vier, dat God sy eie seun geoffer het. Die enigste verskil is natuurlik dat God vir Abraham gekeer het, dat Isak gebly lewe het, waar God nie die kruisiging van Jesus gekeer het nie, maar dit deurgevoer het, toegelaat het, dat dit volbring is, sodat ek en jy en elkeen van ons vrygekoop kan wees van ons sondes. Ons sien in hierdie teks die absolute voorsiening van God, dat God daar op die oomblik vir Abraham voorsien, maar dat God nog soveel te meer vir elkeen van ons voorsien, juis deur Jesus Christus wat geoffer is, wat gesterf het aan die kruis, sodat ek en jy dit nie hoef te doen nie. Sodat ek en jy nie tot daardie radikale punt hoef te gaan om ons verlossing te bewerk nie. Dat Jesus dit reeds gedoen het. En daarin sien ons eintlik God se radikale toewyding aan ons. Dis die grootste voorbeeld wat ons uit die hele verhaal uit kry, is dat God so radikaal toegewyd is tot die mens, dat hy bereid is om self sy eie seun te gee, om hierdie pad te stap en dit te laat volbring. Abraham stap vir 3 dae met die wete hy moet sy seun moet hy offer. Hoe God vir ons voorsien het, deur dit eindtyd te laat deurvoer. En ons vier dit weer, Sondag, met Palmsondag, die groot lydensweek wat ontvou, elke gebeurtenis van elke dag, tot by die Pasgamaal, donderdag aan, daai laaste maaltyd, Vrydag, die kruisiging van Jesus, die stilte op Saterdag, die opstanding van Sondagoggend, die wete, dat daardie offer gemaak is, die dood oorwin is, maar dat het nie vir Jesus daar kon vashou nie, dat Jesus die dood oorwin het, en dat hy lewe vandag, dat ons met daardie Here, daardie een wat so toegewyd is aan ons, dat hy sy eie lewe sal gee, dat ons nou met hom 'n verhouding kan hê, dat ons toegewyd ook teenoor hom kan wees, toegewyd ook terug kan wees aan God, want God se toewyding vir ons het nooit opgehou nie, net so toegewyd soos wat God was in daardie tyd om sy eie seun aarde toe te stuur, om hom op aarde te laat leef, en om hierdie pad te laat stap tot by die dood. Net so toegewyd is God vandag nog teenoor elke een van ons, om 'n pad saam met ons te stap, om 'n verhouding met ons te hê. En al wat die Here wil hê, is dat ons daardie toewyding ook met hom deel. Is dat ons ook toegewyd aan die Here sal wees. Hierdie teks leer ons 'n stuk dankbaarheid, dat God vir ons die alternatief kom bied het. Dat ons eintlik die is wat geoffer moet word
vir ons sonde, maar dat God die alternatief gebring het. Net soos wat hy vir Abraham die alternatief gegee het, gesê het, nee, moet nie jou seun offer nie, ek gee vir jou 'n alternatief, hier is die ram wat jy vir my kan offer, net so gee God vir ons 'n alternatief en sê, ek gaan jou nie offer nie, maar ek gee eerder my seun. En daarvoor is ons dankbaar, ons dank die Here, die hele lydenstyd, die hele paastyd, dank ons die Here dat ons nie tot daardie radikale punt hoef te beweeg nie, dat hy dit reeds vir ons gedoen het. Ons leer in hierdie teks dat ware redding kom van God af. God is die een wat vir Isak gered het uit Abraham se hand uit. God is die een wat ons red uit die hand van die dood uit. God is die een wat ware redding voorsien. En dan lees ons in hierdie teks, net soos wat Abraham bereid is om radikaal voluit vir die Here te leef, moet ons ook radikaal voluit vir die Here leef. En alles wat ons doen en aanpak, moet ons dit net voluit vir die Here doen. Ook net so onvoorwaardelik as die Here gepraat het, luister en dan te doen. Abraham dink nie eers daaroor of wonder daaroor. Die volgende oggend na die droom staan hy op, hy maak gereed, hy kry die hout bymekaar, hy kry sy seun, hy kry die donkie, hy kry sy slawe en hulle trek weg. Radikaal toegewyd vir die Here. Voluit vir die Here in alles wat ons doen. In hierdie tyd roep die Here ons om opnuut te besef wat beteken Paasnaweek hierdie jaar vir ons. Ons vier dit elke jaar. En jy het dit dalk al baie kere in jou lewe gevier. Maar dit beteken elke jaar vir ons juis wat dit op daardie stadium in jou lewe vir jou moet beteken. Dit sal altyd die moeite werd wees om dit oor en oor weer en weer te vier. En ek wil jou uitnooi om hierdie tyd, hierdie Paastyd, om dit werklik jou eie te maak. Om werklik moeite te doen met hierdie verhaal wat afspeel. Want ten diepste is hierdie verhaal ook jou verhaal. Ten diepste is ek en jy die een wat radikaal geoffer moet word. Maar die Here het dit vir ons kom doen. Hy daardie radikale ding kom wegvat van ons af. En daarom kan ons net uit dankbaarheid dit vier in hierdie tyd. En daarom moet ons hierdie Paasnaweek ons eie maak. En ons moet van Palm Sondag af moet ons saam met Jesus op daardie donkie klim in Jerusalem inbeweeg. En ons moet saam met Jesus die tafels omgooi en sê, ek verwyder al die goed in my lewe uit wat my weerhou daarvan om voluit by die Here uit te kom. Toe Jesus die tafel omgooi, vee hy die dinge weg wat weerhou dat mense by God kan uitkom. Ek moet saam die nagmaal vier en dit weer dat die liggaam breek en die bloed vloei vir my. Ek moet saam hartseer wees op Goeie Vrydag dat ons Here gesterf het, maar 'n geweldige stuk dankbaarheid in my hart dat ek nie hoef nie, dat ek nie geoffer hoef te word nie, dat hy dit namens my gedoen het. Saam 'n stuk wonder hê op Stil Saterdag, maar wat is volgende? En natuurlik 'n massiewe viering hê op Opstandingssondag, op Paasfees, om net te sê ons Here lewe en ons vier dit voluit. Ek wil jou uitnooi, leef jou in hierdie week, opnuut hierdie jaar. Maak dit opnuut weer jou eie. Besef opnuut hoe radikaal dit is wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En gaan leef dan radikaal voluit vir die Here. Want hy is radikaal toegewyd aan jou. En daarom kan ons net so toegewyd wees ook aan hom. Ek wil jou uitnooi om hierdie tyd saam met ons die pad te stap, aanlyn of in persoon op Luxembourg se terrein. Kom ons vat Paaswees hierdie jaar, Paasnaweek hierdie jaar, en ons gebruik dit om ook te groei in ons toewyding aan ons Hemelse Vader. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, dankie vir die groot voorreg om U te kan ken en te kan weet dat U radikaal toegewyd is aan elkeen van ons. Soveel soos wat Abraham aan U was en U aan Abraham was, dat hy bereid was om sy eie seun te gee en U bereid was om hom te keer en sy seun se lewe te spaar en vir hom te voorsien. Net so, Here, voorsien U vir elkeen van ons deur die eie seun te gee, wat aan die kruis vir ons kom sterf, sodat ons nie hoef nie, wat die laaste offer is, sodat ons nie geoffer hoef te word nie. Maar Here, in hierdie hele radikale verhaal van Abraham en nog meer so van Jesus Christus, is ons gebed, Here, dat U ons sal help om net weer te besef hoe toegewyd ons ook aan U kan lewe. Toegewyd in die woord, toegewyd in die opdragte wat U vir ons gee, toegewyd in die manier hoe ons deelneem in ons geloofsfamilie, toegewyd ook om hierdie Paasnaweek
voluit net weer te besef dat alles wat Jesus Christus daar gedoen het, het hy ook vir my gedoen. Vir miljoene mense reg oor die wêreld, maar ook so vir my. Dat ek opnuut in 2026 besef wat Jesus se kruisdood vir my beteken en wat sy opstanding vir my beteken, en dat dit my uitnooi om ook weer myself radikaal toe te wy aan die Here Jesus Christus. Dankie Here dat u toewyding vir ons nooit sal verslap nie. Vergewe ons die kere wat ons toewyding aan u verslap. Help ons Here om opnuut daardie vlam aan te steek in ons hart. Te sê ons lewe voluit, elke dag vir die Here. Ons loof en prys u vir hierdie tyd, Here, wanneer daar van ons mense reis, wil ons veilig reis in die hande, bewaar ons asseblief, Here. Bring ons weer veilig by mekaar, sodat ons voluit mekaar kan motiveer, kan aanmoedig, om radikaal voluit vir u te lewe. Ons bid dit in die heilige naam. Amen. Vriende, ek deel graag met julle 'n paar afkondigings vandag. Eerstens, as dit die eerste keer is wat jy saam met ons kyk, wil ons vir jou baie welkom sê by ons aanlyn erediens. Deel ook hierdie erediens met iemand wat jy dink vandag nodig het om dit ook te hoor. Ons het hierdie reeks van groei en toewyding aan God gedoen vir die laaste 5 Sondae, en as jy iewers een gemis het, kyk dit gerus, dit is alles hier op YouTube beskikbaar, en ons beweeg natuurlik nou in die groot lydingsweek in van volgende week af, en elke een van ons geleenthede is ook so hier aanlyn beskikbaar, skakel gerus ook daarvoor in. Dan as jy behoefte het dat iemand vir jou moet bid, gee gerus jou naam deur na die kerkkantoor toe by Lyksmondie. Ons wil jou graag ook op ons gebedslys plaas. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers. Kom ons gee vir die Here soos wat hy op ons harte lê. Kom ons wees ook toegewyd aan hom wat dit aanbetref, om vir die Here ook te gee soos wat hy van elkeen van ons ook verwag. Ons het Sondag die 22ste Maart 5:30 die aand in die jeugsentrum by Lyksmondie het ons 'n worship aand, en ons nooi almal uit om saam met ons die Here daar te kom loof en te kom prys. Enige iemand is welkom om te kom 5:30 op die 22ste Maart Sondag. Die 25ste Maart om 10:00 is daar 'n geleentheid van die senior bediening op Lyksmondie se terrein in die gemeentesentrum. Die mense wat nood vir nood aangebied het, kom om hierdie geleentheid ook vir ons hier aan te bied op die terrein. En ons nooi jou uit om dit by te woon, is gratis, jy moet net daarvoor bespreek, sodat ons die getalle gereed het, ook daarvoor. Ons het dan Pasgamaal op donderdag die 2 April, dit begin 6:30 die aand, en dit is natuurlik die nagmaalviering van die Paasnaweek by ons gemeente, daai donderdag aand, en ons nooi ook enige iemand uit wat dit wil bywoon om te kom. Dit is ook gratis, jy moet net daarvoor bespreek, sodat ons vir die regte hoeveelheid mense kan voorberei. Jy kan daai QR-code scan op die skerm, en dit sal jou dan by die besprekingsforum uitbring. Ons nooi jou uit, dit is altyd 'n baie besondere geleentheid om ook die nagmaal te vier, soos wat Jesus dit sou gevier het in daardie tyd, die aand voordat hy gekruisig is. Dan ons reeks Palm Sondag die 29ste Maart met die tema Nou is die oomblik. Die Pasgamaal se tema is Ek is, en dan Goeie Vrydag toegewy tot by die kruis, natuurlik Paasfees, Opstandingssondag van die kruis na die lewe. Julle sien die tye daar van elkeen van hierdie geleenthede. Woon dit by, kom deel saam met jou geloofsfamilie in elkeen van hierdie oomblikke. My gebed is dat jy vandag opnuut besef dat God jou radikaal liefhet, en dat dit jou uitnooi om ook radikaal voluit toegewyd vir hom te gaan lewe. Mag die Here jou dan seën en beskerm. Mag hy jou lei en jou leer in die waarheid. En mag hy elke dag vir jou nuwe krag gee om radikaal toegewyd vir hom te lewe. Amen.